vra Dirkie, wil jy sommer eers nader staan? Groot asseblief, kom deel met ons net so bietjie. En so die gedagte is net dat julle ook so bietjie deur die oë van ander mense iets sal beleef van die journey van ons seuns. Baie dankie dat jy bereid is om met ons te gesels. So naby as wat jy kan. Wil jy gou try, dan sal ek jou help. Ek dink ek het dit, nee. Ek dink jy het dit, okay, good. Okay. Hier's Carla. Carla en Ernest, ek wil net begin deur vir julle te sê, ek dink in hierdie amper 4 jaar wat ek die pad met julle stap, het ek eintlik meer by julle geleer as wat julle by my geleer het. Julle is ongelooflike positiewe mense. Carla het nog nie een dag by terapie opgedaag waar sy in trane uitgebars het, gesê het genoeg is genoeg, sy gee op, sy is moedeloos, ons maak altyd 'n plan, sy is altyd reg vir 'n nuwe idee, 'n geleentheid, wat ook al om voordoen. So ek wil net sê voor ek begin dat ek het net so baie by julle geleer in die afgelope 4 jaar. En ek het ook, ek besef as mense terapeut is, die ouers met wie mense pad stap, skaaf ook maar aan mens. Op die einde van die dag speel julle ook 'n rol in die mens wat ek is. En julle het verseker 'n baie mooi rol in my lewe gespeel en ek het 'n paar baie mooi lesse by julle geleer. So Carla het vir my gevra om 'n bietjie te gesels oor spraakterapie en die rol van spraakterapie in autisme en ook oor wat ons spesifiek met Estienne en Ewald in spraakterapie doen of gedoen het. Okay, so ek wil net begin deur terug te gaan na die heel basiese vraag, wat is autisme? En is daar enige iemand behalwe Ernest en Carla wat wil probeer vir ons 'n eenvoudige definisie gee van wat is autisme? Julle hoef ook nie. Is daar iemand wat wil probeer? Okay, ons kan kyk hier na die slideshow dan. Ek gaan vir julle sê wat autisme is. Okay, ek weet julle almal. Okay. So autisme word gekenmerk deur 'n reeks komplekse neuroontwikkelingsafwykings. Okay, neurontwikkelingsafwyking verwys na die brein en die senuistelsels wat geaffekteer word deur dit. Okay, die afwyking spesifiek in autisme word gekenmerk deur uitdagings met sosialisering. Dis regtig 'n groot uitdaging vir die meeste kinders met autisme. Dit maak nie saak waar jy op die spektrum is nie. Dan repeterende gedrag. Dit kan enige iets wees van spin, wieg, hardloop in die ronde draai, aanhoudende selfstimulerende gedrag en uitdagings met spraak, taal en nie-verbale kommunikasie. Okay? Persone met autisme ervaar die wêreld anders en ek dink daar's niemand wat dit beter weet as ouers van kinders met autisme en ook, ek dink nie altyd eers terapeute besef dit so baie, soos wat 'n ouer dit besef, wat elke liewe dag, elke sekonde van daai dag met daai kind spandeer nie. Volgens die WHO, die Wêreldgesondheidsorganisasie, is daar 1 uit elke 160 kinders in vandag se tyd, in vandag se lewe, wat met autisme leef. Dit is nogals 'n prominente getal, dink ek. En dan is die eerste kenmerkende tekens van autisme kom gewoonlik voor tussen die ouderdom van 18 maande en 2 jaar. So 18 en 24 maande kan mens begin agterkom en ek dink dis veral wanneer taal verskriklik vinnig ontwikkel en hulle ook meer bewus raak van met maatjies wil speel, wanneer mens wel agterkom goed is 'n bietjie anders of hulle gedrag lyk vreemder, abnormaal, nie neurotypiese ontwikkeling nie. Okay. En dan die groot debat wat nou regtig al vir baie jare aanhou en ek dink nog vir baie jare gaan aanhou is wat veroorsaak autisme? Okay. So op hierdie stadium wys navorsing dit is genetiese faktore, nie genetiese faktore en omgewingsfaktore speel ook 'n rol. Okay, en van die omgewingsfaktore wat hulle reken 'n rol speel is die moeder se ouderdom, swangerskap en geboorte komplikasies soos premature geboorte en ook as mens swangerskappe korter as 12 maande uitmekaar het.
dit gesê, dit is verskriklik belangrik om te onthou dat 'n risikofaktor of risikofaktore nie dieselfde is as die oorsaak nie. So daar's baie mense, baie van my vriendinne wat babatjies baie korter as 12 maande uitmekaar het, hulle kinders makeer niks. So dis net risikofaktore. En dit druk op my hart om hierdie te sê, want daar is 'n groot ding oor inentings en autisme, en navorsing het oor die afgelope dekade bewys dat daar is regtig geen link, my pragtige Afrikaans, tussen autisme en inentings nie. Okay? Dit is iets wat ek voel ons moet uit die weg ruim. En dan is dit ook, daar's 2,5 tot 3 keer meer seentjies wat met autisme gediagnoseer word as dogtertjies. Okay. En dan die DSM-5 is die Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, wat ons gebruik om enige psigiatrische afwyking te diagnoseer, en volgens dit moet hulle voortdurende afwykings in sosiale kommunikasie en sosiale interaksie oor verskeie kontekste hê. Beperkte en herhalende patrone van gedrag, belangstelling en aktiwiteite, en hierdie simptome moet reeds van 'n vroeë ouderdom af of vroeë ontwikkelingstydperk teenwoordig wees. Alhoewel dit dalk eers te voorskyn kan kom wanneer die kind se omgewingsdemands, eise, die vaardighede oorskry, of 'n kind wat dalk lank in terapie was, hoër op die spektrum is, kan dalk weer vaardighede aanleer om hierdie autistiese kenmerke te maskeer. So daar is hulle beskik oor hierdie kenmerke, en dit is in hulle, dit is teenwoordig, maar dit het nog nie te voorskyn gekom nie, of hulle het al gedrag aangeleer, vaardighede aangeleer om dit te maskeer. Okay. Die simptome moet natuurlik 'n groot impak hê op sosiale, beroeps en ander funksionele areas van hulle lewe en ontwikkeling. Om 'n diagnose van autisme te hê, moet dit nie die diagnostiese kenmerke van 'n intellektuele afwyking pas nie. So dit beteken hulle het autistiese kenmerke wat nie by 'n intellektuele afwyking pas nie. En dit is waar dat autisme baie keer met intellektuele afwyking gepaard gaan, maar baie van hierdie kinders het ook besonderse intellektuele vermoëns. Okay. Dan kom ons nou by, waar kom ons as spraakterapeute en spraakterapie in hierdie kinders se lewens in? En dit is natuurlik, kom ons by kommunikasie in. Dit is ook belangrik om te onthou dat kommunikasie nie slegs verbale kommunikasie, praat is nie. Dit sluit goed in soos oogkontak, gebare, liggaamstaal, geluide, en met geluide bedoel ek mens eenvoudige goed soos of of ek bedoel, dit is geluide wat ons maak en almal weet wat jy daarmee bedoel. Gesigsuitdrukkings, party van ons kommunikeer baie goed met gesigsuitdrukkings, geskrewe kommunikasie en selfs kuns en prente. Okay. Kommunikasie verwys ook natuurlik na sosiale kommunikasie of pragmatiek, en dit vereis van ons om suksesvol te kommunikeer, moet ons sosiaal toepaslik wees. En dit is regtig ook vir baie autistiese kinders 'n geweldige groot uitdaging. Pragmatiek sluit in oogkontak, beurtname, gesamentlike aandag, of die Engels sê dit regtig mooier vir my, joint attention, in 'n aktiwiteit, ons albei is deel van dit, ons speel saam tot die aktiwiteit verby is, nie ek gooi 'n blokkie in, ek oor dit en ek doen iets anders nie. Sosiale toepaslikheid, onderwerp initiasie, behoud en terminasie, groot uitdaging. Suksesvolle kommunikasie is gelyk aan goeie luistervaardighede, en hier kan Caroline in is regtig getuig dat luistervaardighede dit is 'n geweldige uitdaging. Opdragte uitvoer, sit en na 'n storie luister, vragies antwoord oor 'n storie is 'n geweldige leksheid. Dit is 'n baie groot uitdaging, en dit is iets waaraan mens konstant werk. Luistervaardighede en auditiewe prosesseringsvaardighede is ook 'n geweldige groot
uitdaging vir kinders met autisme. Okay. En dan, hoe bewerkstellig ons kommunikasie? En hier wil ek regtig sê dat ek wens ek kon aan die einde van my slideshow sê, hier is vir julle die perfekte resep. Julle gaan pas dit toe en elke autistiese kind gaan praat, gaan kommunikeer, gaan lees, gaan skryf, gaan beurtname toepas, maar ongelukkig werk nie so nie. En julle kan vir Caroline Ernest vra, hoe baie keer moes ek as terapeut ook al kom en sê, hoorie Caroline, ons het dit nou probeer, ek dink ons moet 'n ander plan maak. Of hierdie het gewerk, dit lyk nie vir my of dit meer werk nie. So mens is, baie keer gaan jy terug na die tekenbord toe, jy begin weer voor, jy maak weer planne. En ek dink dit is ook die wonder van terapie, is dat mens is altyd besig met nuwe idees. Ek het vroeër in die jare kursus gedoen wat dit so maar opgesom het, daar was 'n aanhaling wat gesê het, you always in your therapist mind. En as jy 'n terapeut is, en nou kyk ek vir my kollegas, want dit is regtig so, as mens ry, dink jy aan hierdie kind, of jy dink, dalk kan dit werk vir daai kind, en dit is regtig hoe dit ook is met veral ons autistiese kindertjies, want iets wat vandag werk, of iets wat vir Estian werk nie noodwendig vir Ewald nie, en dit het ons so goed gesien, dis 2 boeties, selfe mamma, selfe papa, totaal verskillende kindertjies. Okay. Ek wil ook hierdie sê, want ouers, kinders raak terapie siek, en kinders met 'n diagnose, vir autistiese kinders, Down-syndroom kinders, kinders met 'n gehoorverlies, serebraal gestremde kinders, die lys gaan aan en aan en aan en aan en aan, kom in terapie in, en daar is no quick fix. Dit is regtig 'n jarelange commitment, en ek sê hierdie eintlik om ouers te salueer, want hulle gee nooit op nie, hulle hou nooit op nie. Ek het gesê, daar's geen wonderplan, wonderkuur of wondermiddel nie. Elke persoon is uniek, en dis is elke terapie sessie en elke terapieplan uniek, en dit is baie keer nodig om doelwitte aan te pas, soos ons gesê het. En dan hierdie is regtig, terapeute sien kinders vir 30 of 45 minute 'n week, ouers gaan huis toe, en dis insette, en ek kan aanhou en aanhou, 24 uur, 7 dae 'n week, en dit is uitputtend. Dit is soms, en iemand het dit ook vroeër, of dit is eintlik in 'n gediggie wat ek aan die einde wil lees, dit is soms 3 stappe vorentoe en 6 terug, en dit kan 'n ouer se moed regtig breek. Ek sê ook altyd vir ouers, celebrate the small achievements, because one day they will turn out to be a big thing. So, dit is, en ek dink regtig, daar's niemand op hierdie aarde wat dit beter verstaan as 'n ouer met 'n kind op die spektrum nie. So ek wil deur 'n paar terapie tegnieke gaan, wat ons spesifiek met Ewald en Estian gebruik het, en steeds gebruik, en daar's 'n paar wat Carla vir my gevra het om in te sit, en ek wil baie eerlik sê, dat daar is party wat wonderlik werk, en daar's ook party wat glad nie gewerk het nie, en dit is net weer 'n bewys dat terapie regtig 'n proses is, en vat hier, los daar, lees op, nee, wag, doen hierdie kursus, dis regtig hoe ons lewens is. Ons gebruik verskillende strategieë of metodes, en een van die strategieë wat ons metodes heel aan die begin met Estian gebruik het, was PECS, 'n Picture Exchange Communication System. So hoe hierdie werk is, daar's 'n regte voorwerp of objek, en dan het hy sy PECS boek met die prente of die foto's in van die voorwerp of die objek, en hy ruil basies sy objek, sy prentjie vir sy objek. Okay, so hierdie het nie so lekker met Estian gewerk nie, maar ek wil nou ook juist sê, voor ek aangaan, is dat dit is soos om 'n muur te bou. Ek dink alles lê 'n fondasie vir die volgende een, en iewers liek iets net in plek. So die volgende tegniek wat ons probeer het met Estian, en ons het dit lank aangehou, en jy doen dit later as terapeut sonder dat jy even besef jy doen dit, is gebaretaal. Gebaretaal gebruik jy eenvoudige woordjies wat hy elke dag mee te doen het, soos maak oop, klaar, nog, nee, ja,
wat is daar nog? To, so dis eenvoudige woorde wat jy oor en oor herhaal en jy gebruik die tekens saam met dit. En dit werk baie goed met baie kinders en dit werk glad nie met sommige kinders nie. Okay? Hierdie volgende een voel ek het verskriklik goed gewerk met Estian spesifiek en dit is wat jy noem met 'n kernwoordeskat of 'n core vocabulary, so jy kies letterlik 'n paar kernwoorde en jy herhaal dit 5 miljoen 10.000, ek weet nie hoeveel keer nie, en op 'n dag sê daai kind dalk vir jou gee, of oop, of toe, of nog. So jy herhaal dit letterlik tot dit by jou ore uitloop en jy hoop dat dit gaan lei tot nabootsing. En dat nabootsing dan sal oorgaan na ander goed ook toe, ander woorde ook. Okay, prompt is 'n tegniek waar die terapeut haar hande gebruik om die klanke, so al die fonetiese klanke het 'n plekkie op die pasiënt se gesig en jy map die klank en op die einde van die dag vorm jy woordjies en klankies en wat ook al jy wil met daai mapping, okay? So vir Ewald het ons dit spesifiek gebruik vir Estianskies, het ons dit spesifiek gebruik vir artikulasiedoeleindes. So ons het dit gebruik, hy het sy baie erg deur sy neus gesê, nasaal gesê. So ons het dit gebruik om byvoorbeeld sy te ontlok. Dit het baie goed vir hom gewerk. Okay. Die volgende een is, ek is nie 'n arbeidsterapeut nie, maar partykeer moet mens 'n bietjie 'n jack of all trades wees en 'n magician en ek weet nie wat als nie. So ek het vroeër in die jare kursus gedoen met 'n wat eintlik in Israel begin het en dit gaan regtig soos dit is 'n groot ding. Daar's lughawes in Engeland wat hierdie kamers in het nou, maar dis eintlik maar net om die kind in die terapieomgewing bloot te stel aan verskillende sensoriese insette wat al sy senses trigger of alert, so nou gaan ek baie lelik Afrikaans en Engels praat, sodat hy in sy optimale band van arousal kan wees, sodat jy optimaal terapie kan doen. Okay. Dit het ons weer gevoel, het met Ewald baie goed gewerk. Hy hou van 'n donker omgewing, hy het love die liggies wat om en om gaan, hy het baie meer gewokaliseer daar binne, en dit is byvoorbeeld iets wat glad nie met Estian gewerk het nie. So daar's net weer 'n voorbeeld dat kinders is regtig, hulle verskil so baie soos 'n huiskat en 'n leeu van mekaar, maar tog deel hulle dieselfde karaktereienskappe. Of daar sekere eienskappe wat hulle doen. Dan, hierdie het ek laaste gesit, want ons het nie regtig apps of toeps gebruik nie. Ek wil wel sê dat ek vind regtig dat screen time, skermtyd, oorstimuleer amper half autistiese kinders. En dit het weer die teenoorgestelde uitwerking wat mens wil hê in terapie. Dit haal hulle uit daai optimale band van arousal uit. Okay. En dan het ons spesiale spraakterapie tegnieke wat dan maar verskil van kind tot kind. Nie almal hou van dieselfdes nie, maar jy as terapeut pas dit die hele tyd toe. Ek leer dit ook van my ouers in elke sessie, maak nie saak of jy 'n autistiese kindjie het of 'n laatpratertjie nie. As jy inkom, dan doen ons Hannon se it takes two to talk tegnieke en dit sluit in onder andere Owling, wat is observe, wait en listen. So ons is so geneig om vir ons kinders te praat en te sê, kyk die papier, kyk, wat moet mama vir jou teken? Moet mama vir jou rooi hartjie teken? Kyk, kom sleer die rooi hartjie in. Wanneer moet daai kind ooit kans kry om iets te sê? So mens kyk, mens observeer waar jou kind belangstel. Mens wag tot hulle vir jou iets gee, dalk gee sy vir jou die rooi pen en sê vir jou, ta, en dan kan jy sê, moet mama vir jou rooi hartjie teken. So dan is daar klaar kommunikasie gewees en jy het gewag en nou luister jy. Nou teken jy jou rooi hartjie en jy wag om te kyk wat sy dalk sê. Dalk sê sy rooi, dan kan jy daarop uitbrei en sê mama het vir jou rooi hartjie geteken. Okay. Nog tegnieke en hier's een wat ek spesifiek wil uitwys. Maar die belangrikste is dat mens altyd op jou kind se vlak is. By die tafel op hulle vlak, op die vloer op hulle vlak. Mens boots hulle ook na en die floor time fokus ook baie op dit. Jy boots jou kind se aksies, klanke en woorde na. Jy interpreteer
respekteer hulle kommunikasiepoging. Al moet jy raai wat hulle sê, want hulle voel dan of hulle waarde het, hulle voel gehoord of asof iemand vir hulle luister. En hierdie het verskriklik goed weer eens met Estienne gewerk, wag en wag en wag en wag. Partykeer moet mens regtig lank wag om 'n reaksie te kry. Okay, mens lewer kommentaar, as hy sy knoopie ingooi en hy sê niks, dan sê jy, mooi, jy het die knoopie ingegooi byvoorbeeld. Mens lewer kommentaar, dis belangrik dat dit ook op jou kind se vlak is en ouderdomstoepaslik. En mens moet sensitief wees. As jy sien jou kind is doodmoeg, uitgeput, kan nie meer nie, of daar's 'n verandering in sy gedrag, daar sien ek 'n tikfout, en baie, dan moet mens ook kan weet, dit is nou genoeg, ons hou nou op. Terapie is altyd kind gesentreerd, die kind lei die terapie sessie, en mens pas jou tegnieke toe, terwyl hy half vir jou lei waar hy nou op pad is. En dan wil ek nou ook hier sê, en ek dink Caroline in 'n stem 100% saam met my, dat 'n multidissiplinêre spanpoging is regtig jou beste resultate. En dit sluit in die kind, die ouers, arbeidsterapeute, spraakterapeute, pediaters, pediatriese neuroloë. Ek weet Caroline het op 'n stadium vir Ewald en Estienne gevat vir perde, dit het verskriklik goed gewerk. En soms is daar selfs spelterapeute, sielkundige, psigiaters, wat ook al mens nodig het om die pad mee te stap. Dit is nie 'n pad, dit is baie keer 'n alleen pad wat mens stap, maar dit is ook 'n pad waar mens 'n span, mediese kennis en professionele hulp nodig het om die beste resultate te kry. En dan wil ek afsluit deur die volgende gediggie te lees. En ek dink dit is regtig, as ek iets kan sê, namens elke autistiese kind, dan dink ek dit is wat ek graag sal wil sê. An autistic child. Yeah, I am locked inside my own little world. You think I don't listen, but I hear every word. Sometimes I get frustrated because you don't understand. It's not my fault, it's the way I am. But I'm autistic. I wish I could say what I want to say, but I'm autistic, so that kind of gets in the way. For those who don't know me, they probably think I'm out of control. If only they could play my role. There are lots of others who feel the same, a constant battle, a losing game. For those who look after me, it's 2 steps forward, but 10 back. Family and friends try their best, but they are exhausted, in desperate need of rest. Someday, I hope they find the key to unlock the missing pieces hidden deep within me.